Goeiemôre, almal wat vanoggend ook ingeskakel is by ons e-diens. Dit is Paasondag, 'n besonderse dag ook op ons Christelike kalender. Die vroeë Christene het die gebruik gehad wat wanneer hulle mekaar raakloop op hierdie dag, hulle mekaar op die volgende wyse gegroet het. Die een persoon sou gesê het, die Here het opgestaan, waarop die ander een sou geantwoord het, die Here het waarlik opgestaan. En daarom wil ek ook vir julle op hierdie Paasondagoggend groet met die woorde, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. En daarom groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Liewe broers en susters, ons tema vanoggend is Jesus is die een. Was jy al in jou lewe teleurgesteld? Teleurgesteld omdat jy sekere verwagtinge gehad het en die dinge nie uitgewerk het soos wat jy gehoop het dit sou uitwerk nie. In die fliek The Matrix sien ons ook hoe ouens teleurgesteld staan op 'n stadium toe hulle veg teen 'n rekenaarstelsel wat hulle lewens beheer en hulle vernieu uitsonder as die ou wat dit gaan regkry om hulle te bevry van hierdie rekenaarstelsel, van hierdie doellose lewe waaroor hulle geen beheer het nie. En dan veg Neo en Agent Smith op 'n stadium teen mekaar en dan skiet Agent Smith vir Neo vol gate en hy val neer en hy sterf. En dan fluister Trinity in sy oor en sy begin met hom praat en wonder bo wonder word hy wakker en hy staan op en dan sit hy hierdie agente op hulle plek. Maar die teleurstelling kan nou aanvoel wanneer Neo sterf en hulle besef maar hierdie ou en wie hulle hoop gesit het is dood. En dan wanneer Neo opstaan en hy begin veg, dan sit Morpheus wat sê, He is the one. Iets van hierdie teleurstellings ervaar ons ook in Lukas 24, wanneer ons die gedeelte lees oor die Emmausgangers. Daar word ons vertel van twee van die Emmausgangers wat op pad is van Jerusalem af terug na hulle huis in Emmaus. Waarskynlik was dit Kleopas en sy vrou. En hulle was hartseer, hulle was te neergedruk gewees oor die dinge wat die naweek gebeur het met Paasfees in Jerusalem. En Jesus sluit by hulle aan en hy sien hulle gemoedstoestand en hy vra vir hulle, waaroor loop hulle so met mekaar in gesels? En dan sê hulle vir mekaar en hulle sê vir hom, maar is jy dan die enigste vreemdeling wat daar in Jerusalem is? Hoe weet jy nie van die dinge wat die naweek gebeur het nie? En dan vra Jesus vir hulle, maar wat het gebeur? En kom ons lees dan ook hulle antwoord in Lukas 24 vanaf vers 19b tot en met vers 24. Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad, voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is, wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag, vanaf die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf, en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele, wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het. Maar vir hom het hulle nie gesien nie. 'n Mens voel amper hierdie teleurstelling by hierdie twee Emmausgangers aan wanneer hulle vir Jesus sê, ons het so gehoop dat hy die een sou wees wat Israel sou verlos. Maar nou is hy dood. En die dood is nogal finaal. Daar is niks wat gedoen kan word nie. Ons ervaar iets van hierdie selfde teleurstelling ook by Johannes die Doper. Hierdie hoop wat hy gehad het wanneer hy sy volgelinge na Jesus toe stuur in Lukas 7 vers 20 met die vraag, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Wat is die teleurstellings waarmee jy dalk ook vanoggend in jou lewe worstel? Teleurstellings oor 'n huwelik wat nie uitgewerk het nie.
oor jou finansies wat so beroerd is. Jy het dalk hierdie verwagtinge gehad van 'n besonderse lewe wat jy sal hê en dinge het nie so uitgewerk en jy's teleurgestel. Jy's teleurgestel dalk oor jou gesondheid, oor jou lewensomstandighede. En jy wil ook dalk wonder, maar waar was die Here gewees toe hierdie slegte goed ook met my gebeur het? By die huis gekom, nooi die 2 Emmausgangers vir Jesus in, om by hulle die aand te kom oorslaap en saam met hulle te eet. En terwyl Jesus dan aan die tafel ook die brood breek en hulle vir hulle die brood gee, toe sien hulle die merke aan sy hande. En hulle besef skielik, maar dit is Jesus. Hy het opgestaan en hy lewe. En Jesus het uit hulle gesig uit verdwyn, sê die gedeelte vir ons. Maar hulle is so opgewonde dat hulle besluit net daar en dan dat ons teruggaan na Jerusalem toe. Dat ons moet ook vir die ander gaan vertel dat Jesus lewe, dat hy opgestaan het. En daar gekom is dit die disippels wat dit ook bevestig aan hulle en vir hulle sê die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Hy is toe die een. Hy is toe alles wat hy in die Bybel vir ons gesê het hy is. Hy is die brood van die lewe. Hy is die lewende water. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die lig vir die wêreld. Hy is die goeie herder. Hy is die opstanding en die lewe. Hy is die een wat die dood oorwin het. En dit maak hom anders. Ons herdenk vandag Jesus se opstanding. Vrydag het ons sy sterwe aan die kruis herdenk, maar dit is sy opstanding wat die deurslag gee, wat hom anders maak. Want baie ander het al aan 'n kruis gesterf, trouens dieselfde dag wat Jesus gesterf het, het 2 ander saam met hom ook aan kruise gesterf. Maar Jesus word die eerste een wat sterf na kruisdood en opstaan en die dood oorwin. Want hy is die een. Het jy al soos die Emmausgangers die ervaring gehad dat Jesus die een is? Want hy word vir jou daar die een, broer en suster, wanneer Jesus in jou lewe opstaan. Wanneer hy die koning van jou lewe is en jy ook besef, maar my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Hy is die een. Wanneer ek saam met ander gelowiges kan uitroep, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Hy is die opstanding en die lewe. Hy is die een. Hy leef nou in my. En daarom kan ek lewe. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie besonderse dag, ook op ons kerklike kalender, aan U al die lof en die eer kan bring, omdat U die dood oorwin het. Omdat U op hierdie dag opgestaan het, en Here, omdat ons saam met U gesterf het, en saam met U opgestaan het, kan ons ook lewe. Kan ons ook deel in hierdie oorwinning van U. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat U die lewe gebring het. En dankie dat ons in daardie lewe kan deel. Amen. Gaan jy as gelowige en gaan leef met Jesus binne jou as die opgestane Here. Gaan soos die Emmausgangers met opgewondenheid en gaan verkondig, Jesus het opgestaan. Hy lewe en hy is die een. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh.
Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. In Christ until he returns or calls me home. And here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ we stand.